pastoor het nou klaar gebid vir die woord. Soos ek nou geluister het en saam gesing het, I surrender, ek het my hande opgelig. Weet jy, as jy jou hande oplig, dan surrender jy, dan maak jy alles oop vir die Here. Maar doen ons dit regtig waar? Doen ons dit net vir daai oomblik, of doen ons dit elke oomblik van die dag? Om te sê, Here, hier is ek het U nodig. My woord gaan oor, wie is Jesus? Vanoggend toe ek my devotional doen, toe kry ek, ons moet streef na 'n intieme verhouding met God. Maar wie is God en wie is Jesus? En dis wat ek vandag vir julle gaan vertel. Want Jesus is God, maar God is ook die Vader. Ons kan nie al hierdie goede verstaan nie, maar ons sal weet wanneer ons hemel toe gaan. Die van ons wat hemel toe gaan. Want Jesus het in Openbaring gesê, in sy brief aan die Efese, keer terug na julle eerste liefde. Ons ontmoet 'n man of 'n vrou, en ons hele lewe draai om daai persoon. En dan kom die duiwel, en ons begin mekaar te irriteer, of ons begin mekaar vies maak, daarna begin ons mekaar kwaad word, en daarna dryf ons mekaar al weg, want ons koester nie ons intimiteit met mekaar nie. Nou as ek en jy as mens van mekaar kan wegdryf, hoe maklik is dit om weg te dryf van God wat in die hemel is, wat ons nie eers kan sien nie. Baie keer voel dit vir my, as ek dink aan God, dan dink ek aan God die Vader, die almagtige Vader, wat hemel en aarde geskape het. En dan sien ek vir Jesus, hy is sy kind, want hy moes kom, om vir ons sondes te sterwe. Maar, hy is God. Dit is hoekom die Bybel vir ons sê, die Heilige Gees is God. Hy het dit vir ons gegee, en dit is hoekom dit die enigste sonde is, wat nie vergewe gaan word nie, as jy teen die Heilige Gees sondig. Want dis God se asem wat in ons is. Jesus het hulle gevloek, geslaan, beledig, allerlei goede gedoen. Maar Jesus het gekom om ons sondes te vergewe. So ons kan maar kwaad word vir hom, en ons kan hom maar whatever ook al doen. Maar ons Heilige Gees wat in ons is, kan ons nie daai ding doen nie. Maar my begin is, wat is jou intieme verhouding? Julle is getroud, ma en seun, almal van ons was getroud, en ons het 'n man en 'n vrou gehad. My eerste man is oorlede. Dit was die grootste fout van my lewe. Want ek het nie God se seën op daai huwelik gehad nie. Ek wou my wil doen. Wat doen ons? Ons is almal skuldig. Ons raak kwaad, en ons raak vervreemd, en ons groei verby mekaar. Maar koester ons mekaar. Nie net man en vrou nie, ma en dogter, pa en seun, anders alles, familie, vriende, ons werksmense. Want ons het hom, ons Jesus, wat ook God is, nodig in ons lewe. Elke oomblik. Nie net wanneer ons gaan 'n skietgebed gee, of 'n halfuur miskien Bybel lees, of 2 minute nie. Ken ons hom. Ken ons hom, ons Jesus, soos wat hy ons ken. Ons Vader weet van ons
voor ons gemaak is van die grondlegging. Mense, ek dink nie ons brein kan dit regtig eers verstaan om te weet dat God het ons beplan op hierdie dag, op hierdie tyd, voordat die aarde geskape is nie. Ons kan dit nie klein kry nie, maar dan wil ons hom bevraagteken en ons wil wonder, kan hy goed in ons lewe doen? Want ons wil alles self fix en baie keer, meeste van die tyd, soek ons 'n quick fix, soos pastoor gesê. Ek wil dit nou hê, ek wil dit nou reggemaak hê, ek wil nou geld hê om al die goeders te doen, ek wil nou gesond wees, ek wil nou. My kind moet nou uitgesorteer word, dis nou. Ek dink, ek weet nie of dit is omdat ons in 'n besige, vinnige wêreld lewe nie, maar ons gee nie kans vir God die Vader om in ons lewe te werk op sy tyd nie. Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy, ek en jy, die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Al jou krag. Alles wat jy doen, elke klip wat jy optel, elke ding wat jy bou, elke dier wat jy versorg, elke keer as jy jou kinders of jou vrou of wat ook al versorg, doen jy dit met alles binne in jou, of doen jy dit half? Ek kan nie sê ek is halfpad lief vir daai kind nie. My kind, jongste kind, het vir my verskriklike trane, mag ek nie vir haar opgehou lief wees nie. Maar hoe lief is ons vir God die Vader en ons Jesus Christus, om hom toe te laat, om ons alles in ons lewe te wees. Ons het gesing, ons in hom en hy in ons. Nie langs nie, ja, hy is langs ons, maar hy is binne in ons. Ons moet hom lief hê met ons alles. Dit is al in Deuteronomium gesê, en dit word 'n paar keer deur die Bybel vertel. Ken hom in alles. Wie is Jesus? Hy is God die Seun. Ek is besig om Kolossense te lees. Ek het die boek van Daniël deurgelees en dit was so interessant. Ek het dit so geniet. Maar Kolossense sê vir ons, Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Nie gees nie, liggaamlik. Ons kan dit nie regtig begryp nie. Ons verstand is te min om die grootheid en die heiligheid en die almag van die Godheid te kan verstaan. Hy het aarde toegekom. Hy was mens, liggaam, siel, emosies, alles wat ons aan kan dink. Hy het ook hartseer geraak. Hy het benoud geraak. Hy het so benoud geraak, ons weet in die tuin van Getsemane, dat hy bloed, sweetdruppels gedrup het. Ek dink nie enige een van ons was al so benoud, dat dit met ons gebeur het nie. Hy het deur alles gegaan. So, Jesus is God se seun. Eksodus 33 vers 20 sê, verder het hy gesê, dit is die almag van ons God die Vader. Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. So Jesus moes kom as mens, want ons God is almagtig. Ons kan nie lewe as ons in sy teenwoordigheid moet wees nie. Maar ons kan deur ons Jesus, kan ons na hom toe gaan. God self het na ons toe gekom. Ek dink ons moet net bietjie herkou daaraan, wanneer ons vanmiddag sit. God het aarde toe gekom in Jesus Christus. Hy is mens.
Galasiërs 4:4 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Hy is volledig God, hy is volledig mens. Hy is nie halfpad mens en halfpad God nie, hy is 100% God en hy is 100% mens. Hy het gekom, want hy weet ons as mens waardeur ons gaan. En hy het deur allerlei goede gegaan. Ons ken daai storie. Ons hoef dit net nie eers te sê nie. Hy is ons middelaar. Nou nog in die hemel. Tree Jesus vir ons in as middelaar. Hy is ons hoëpriester in die hemel vir ons. Want die Satan sit daar en hy kla vir ons aan. Vanaf ons die eerste keer nonsens aangejaag het as kind en toe as tiener en as volwassene en tot vandag toe, sit hy en hy kla ons aan. Jesus is God die Seun, hy is mens, hy het die dood oorwin. Die storie ken ons ook. Omdat hy die dood oorwin het, leef ons in die hoop dat ons en die sekerheid dat ons as mens saam met hom in die hemel gaan sit. As ons kyk na 1 Korintiërs 15 vers 12, dis 'n lang ene. Hy het die dood oorwin. Al die mense in die Ou Testament wat nie Jesus gehaat het nie, want hulle is onder God gewees, is dood. Maar toe Jesus gesterf het en die sleutel van die doderyk gaan haal het hy al daai mense wat in God was, wat God geglo het en gehoorsaam was aan hom, het hy gaan haal. Ons lees, ek dink dit is in Lukas, die dooies het opgestaan en hulle het die stad binne gegaan. Hulle het gewag vir Jesus om saam te gaan hemel toe. Ek weet daar is 'n bietjie debat daaroor, maar dit is so. Dank God wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hy is Here. Hy is mens, hy is seun, hy het die dood oorwin, hy is Here. As ons sing van God die Vader en ons sing Here, dan sing ons nie van 'n ander mens behalwe van Jesus en God die Vader saam nie. Hy is ons Here. Dit sê vir ons in Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. Dankie my Here vir ons Jesus. En hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot in heerlikheid van God die Vader. Hy is Here, Here. Dis 'n mondvol, maar dink jy ons besef elke dag hoe groot hy is nie. Ons besef nie elke dag hoe groot is ons Vader en ons Jesus nie. Jesus is in ons. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus. Julle, ons kan nie gaan nonsens daar aanjaag daar buite en niemand sien ons nie. Maar die Here weet van elke ding wat ons doen nie. Wie voel ons? Wie bedrieg ons behalwe onsself en maak ons vir ons skade vir onsself en ons verhouding met ons Jesus Christus? Daai intieme verhouding. Jy kan nie gaan nonsens aanjaag, pornografie kyk, jouself besimpel drink, jaag soos 'n duiwel en dan die ou wat voor jou indruk vloek dat die siel nie kan afwas nie. Kwaad word vir jou vriend, jou vriendin, jou man of jou vrou of jou kind en hulle vloek en hulle sommer hel toe wens nie. Hoeveel keer het ons nie al vir mense gesê, ag vlieg hel toe nie, ek self, ag vlieg hel toe.
Dis 'n ding wat jy spreek in die geesteswêreld wat bly klou daar, en dit is eintlik 'n klap op jou eie naam voor Jesus Christus. Want hoe kan jy 'n ander een vervloek as Jesus in jou is? Ek raak baie opgewonde daaroor. Hy is in ons, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Wat meer wil ons hê as ons Jesus Christus, wat God is, wat alles is? Ek wil dit weer lees. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het. Hy het dit vir ons as mens geword. Laat ons elke dag daarvolgens kan lewe. Wysheid uit God. Die Vader het gesê, as jy wysheid soek, vra en ek sal dit vir jou gee. Nie miskien nie, hy sal. Wysheid. En dan het ons, as net nou, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Daar's so baie mense daar buite wat niks van hierdie het nie. Hulle het nie verlossing nie. En daar's mense wat op die kerkbanke sit, Sondag na Sondag na Sondag, en hulle dink hulle het dit. Maar hulle sit daar en hulle luister na 'n woord, maar hulle het nie 'n persoonlike, intieme verhouding met God die Vader nie. Dis 'n groot verskil. Jy kan nie daarso sit en sê, ek weet van hom, maar ken jy hom? Intiem. Selfde, mens kan dit nie ophou sê nie. Jesus is in ons. 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31 sê vir hom, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het. Daarom, die wat roem, moet in hom roem. Baie keer dan dink ons is baie oulik. Die werk wat ek doen. Ek kan nie sê ek is oulik nie. Ek het geleer en ek het kennis. Maar dis mense wat jy die Heilige Gees so nodig het om vir jou leiding te kan gee. Soos gister met my oom Piet. Elke dag. Gister het hy vir my foto van sy voet gestuur en gesê, dit kan 'n probleem wees. Mense het leiding en wysheid elke dag nodig. Ons het leiding nodig met ons kinders in ons daaglikse handel en wandel. Daar is sy onderwyseres. Dis so baie kinders wat afhanklik is van 'n onderwyser in 'n skool. Ons as ouers moet leiding gee aan daai goedjies wat so van sy selfoon hou. Hy beskik oor alle mag en hy kan ons alles gee wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het. En die skrif leer ons dat die verreëse en ewige Christus steeds vir ons intree en ons verlossing bewerk. Moenie jou lewe alleen aanpak nie. Hy is met ons. Daai Jesus kom weer, Matteus 26 vers 64. Jesus antwoord hom en hy sê, U het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Daar is ook 'n lekker debat, ons gaan daai boek doen oor die eindtyd. Hy kom op die wolke om sy bruid te kom haal. Dis 'n feit. Dis Jesus se woorde. En ons gaan hom die lig in tegemoet. Die volgende keer wat hy kom hy op sy wit perd en ons kom saam met hom aarde toe om die oorwinning oor die bose te kan verkry. Wat 'n voorreg, ek kan nie wag daarvoor. Mag ons leer om as ware kinders van God te lewe, sodat ons sy liefde kan weerspieël.
Matteus 25 vers 31 tot 34, ek wil net vir julle dit lees. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En dan sal hy die bokke aan die een kant, en die skaap aan die regterkant, en dan gaan hy oor hulle oordeel. En hy gaan vir hulle sê, ek was honger, en jy het nie vir my kos gegee nie. Ek was naak, en my nie geklee nie. Ek wil ook nie voor hom staan, en hy van my sê, ek ken jou nie, al het ek ook die woord van God bedien. Want dit gaan gebeur, dit kan gebeur, wat hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. En hy kan jou, en hy sê, hy gaan jou uit sy mond uitspieg, omdat jy louwarm is. Ons kan nie in die bank sit en luister, maar nie God se woord leef nie. As ons nie 'n intieme verhouding met hom het en sy woord leef nie, dan sit ons die bank en die bus mis. Jesus is onoortreffelik en genoegsaam. So Jesus is genoeg. Hy moet ons alles, hy moet ons hele lewe moet om hom rentel. Voordat ons ons oopmaak, dink en praat ek met die Here. In die aand wanneer ek my oë toemaak voor ek aan die slaap raak, partykeer vra ek van die Here, help my net want ek moet werk, ek moet slaap. En dan slaap ek. Maar ek praat met my Here elke oomblik wat my bewussyn by is. Kolossense 1 vers 9 tot 18. Vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God. Hy is genoegsaam. Hy is genoegsaam in ons lewe. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, dit wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dis ons Jesus. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. In hom, ons is in hom. So hy gaan ons ook in stand hou, wanneer ons daai regte verhouding het. Die Vader, want dit het die Vader behaag, vers 19 van 1 Kolossense. Dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Toe ek hierdie skrif lees, toe ek net besef, ek besef nie die grootheid nie. Ek dink nie een van ons besef regtig waar die volheid van God nie. In hom, die ganse volheid. Ons Jesus is die beeld van die onsienlike God en die eerstgeborene van die hele skepping. Ek sluit af. Dit maak nie saak, wat daar soveel verskillende godsdienste. Ons is in die tydperk wat ons, hulle noem het Lent, wat Israel 40 dae van hulle vas, om, hulle noem het, dit was woensdag, was het Ash Wednesday, waar die mense regtig waar gaan sit en berou het oor al hulle sondes en alles wat hulle verkeerd doen. Baie keer dan doen ons dit dinge, as ons net, ag sorry, maar gaan ons ook en is ons regtig waar berou, betoon ons berou voor die Vader, vir ons, dit wat ons verkeerd doen, dit wat ons verkeerd sê, hoe ons optree, teenoor die mense naby ons,
en die mense wat nie naby ons is nie. Baie keer dan sien jy iemand en dink jy, oeh, dis daar 'n treurige skepsel daai. Ek het al baie keer gesê, en ek sê dit nog steeds, daar is mense wat nie user-friendly is nie. En jy kry ook nie regtig pille vir daai mense nie. Maar wanneer hulle vir jou vra, ek is honger, dan koop ek vir daai mense brood. Ek gee nie geld nie, maar as hy sê is honger, gee ek vir my brood. En dit is wat God van ons verwag, is om dit wat in ons is, want soos wat ons verander gee, gaan hy ook vir ons gee. En as ons in sy volheid binne in ons is, dan het ons se werk. Ek sluit af daarmee. Kolossense 1 vers 10 en 11. Ek like hy boek. Jesus is God en hy het na ons uitgereik. Net soos wat ons na ander mense moet uitreik. Dis sy opdrag. Ons kan nie net sit in ons gemaksone nie. As baie wat dit doen. Sodat julle waardiglik voor die Here, ons het nou nog gesien, Jesus is Here, mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Die woord gee vir ons openbaring, sodat ons in die kennis van God kan groei. Hoe meer ons tyd met hom spandeer en hoe meer ons liefde aan hom verklaar, hoe meer openbaar hy sy woord aan ons. En met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Nie om met 'n lang gesig deur die wêreld te gaan doen, ek het al hierdie sorge nie. Smart vrou, hulle moet gaan sit by die voete van Jesus en gaan leer van sy lydsaamheid, sy lankmoedigheid en blydskap. Die duiwel kom om ons aan te val, maar die woord van God sê ook, ja, kom en hy sal van jou wegvlug. Ek raak ook partykeer depressief. Verlede Sondag was my moed sommer in my skoene. Maar ek het daar opgestaan en ek het vir hom gesê dat jy gaan. Want hy wil nie hê die mense moet die woord van die Here hoor nie. Dit wat hy vir ons gedeposit het, is daar so baie mense wat dit moet hoor. Sodat ons waardiglik voor hom kan wandel. Ek wil waardig voor die Here wees. Ek wil gehoorsaam wees aan dit wat hy vir my gegee het, sy opdrag wat hy vir my gegee het. Ek kan ook gaan sit en sê, hoor hierso nou, doen ek niks, minimum. Maar dis nie wat hy van my wil hê nie. Ons almal is in hom, en in ons almal moet ons doen wat hy wil hê ons moet doen. Nou dat ons weet dat Jesus genoegsaam is, kan ons geestelike klere aantrek, om innerlike ontferming te hê vir ander se behoeftes en lyding, goeie tierenheid, om ander te help, deur vriendelik te wees of te bemoedig, nederig. Ek het hierdie stukkie vergeet, ek wil dit net lees, nederigheid. Ek dink baie van ons ken nie van die woord van nederigheid nie. Jesus is Here, hy was nederig, en tog is sy naam verhewe bo elke naam op die aarde. Hy het homself verneder, en hy sal sit aan die regterhand van God, en ons sal ons knie voor hom buig. So deur nederig te wees, gee dit nie dat mense bo oor jou gaan loop nie. Maar die woord sê, die wat laaste is, sal eerste wees. Nederigheid is nie, daar is soveel mense wat so trots is, en so vol van hulle self. Ek, die eie ek. Mense, luister.
Die Seun het mens geword. Hy is bekroon met heerlikheid. En as ons doen wat hy sê, innerlike ontferming, goeie tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, liefde, die vrug van die Gees, dan sal ons ook in oorwinning, in heerlikheid, saam met hom in die hemel heers. Ons gaan as sy kinders in heerlikheid, in die nuwe Jerusalem, in die hemel heers. Maar ons moet oppas dat ons nie langs die pad lou raak, flou raak, moeg raak, opgee. Dink ons is beter en al my goede nie. Hy is in ons. Ons moet weet dat wanneer ons 'n ding wil doen, het ons die toestemming van die Vader. Gee hy sy goedkeuring daarop, doen ons wat reg is, sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe saam met ons Jesus kan hê, wat genoegsaam is terwyl ons op hierdie aarde is, sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan hê.